Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die regsaspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Maar hey Dekker, praat regs met my. Maar met 'n linkerhand. Met 'n linkerhand. Handelsreg. Alles is reg, altyd reg. Nou, Len Dekker. Pas op 'n plagiaat, nee. Ek neem maar daai tune. Ja. Alles loop reg, miskien altyd reg. Ja, of handelreg of dis handelsreg. Ja, so handelreg of dis handelsreg. So, 'n bietjie net vandag praat oor die veld van governance, corporate governance. Ek wil vra wat is governance, maar dis ek bang dit gewoon ons in die verkeerde rigting. Ek wil weer vra, wie van julle weet wat is die Afrikaanse woord vir corporate governance? Of governance actually nie. Nee, maar ek het dit nie geweet tot baie onlangs nie dat, en dit verduidelik eintlik baie goed wat dit is, regeerkunde. Nee, nee, 'n ander woord, 'n ander manier om governance te verduidelik is, who gets to decide what? Wie besluit wat? Maar dis die probleem in Afrikaans, ek luister nou net regeerkunde. Die regering het governance verkeerd, want daar's 'n manier hoe hulle 'n kunde ontwikkel om te regeer, wat nie inpas by corporate governance nie. Ja, dis nie good governance. Dit is al gedraai. Dis nie regeer, maar dan is dit regeer onkunde. Ek weet nie of wat. Ja, maar dit is waar. Jy kan regeer, jy kan is altyd sê help nie hardloop vinnig in die verkeerde rigting nie. Ja, hulle ons sal daarby kom, want dit gaan oor gaming the system. Jy weet, mense wat juist die stelsel hack en abuse en so aanwend. Dis regtig waantoe dit gaan. So ek gaan die vrymoedigheid vat en vir julle 'n paar verse lees uit die message vertaling van die Companies Act. Ek weet nie of julle geweet het dat sê 'n paar verse. Ek dink die message Bible. Ek dink ek gaan vir ons 'n Bybelvers. Komperatiewe Bybel. Dit klink nou so. Hierdie is 'n bietjie die Companies Act en dan so 'n bietjie van die PFMA, die Public Finance Management Act beginsels. Okay, so oor fiduciêre verpligtinge. As ons 'n bietjie praat oor wat is dit? Ja, fiduciary duties is die meer algemene term. Okay. So dit gaan also oor fiduciary duties vir fiduciêre verpligtinge. Dit is die weefstof van enige mandaat, organisasie en by implikasie die strukture van ons samelewing, want dit is in organisasies en in mandate. Dit gaan oor die verantwoordelikheid wat 'n persoon in vertroue teenoor 'n organisasie het of teenoor 'n ander persoon wat ook 'n regspersoon kan wees. So dis om in goeie trou op te tree en vir die regte doel, om in die beste belang van die ander persoon op te tree, om verantwoordelik en verantwoordbaar te wees, om inligting en geleenthede wat vir die ander bedoel is, nie vir jouself of enigiemand anders as die bedoelde persoon te gebruik nie, om persoonlike botsende belange te verklaar, selfs 'n moontlike botsing of iets wat soos 'n botsing van belange kan voorkom te verklaar, om nie grof nalatig en roekeloos met 'n ander se belange te wees nie, om nie moedwillig aan 'n ander skade te berokken of verliese te veroorsaak nie, om nie sonder die nodige goedkeuring of magtiging op te tree nie, vertroue te breek of wesenlik teenstrydig met die verpligtinge of rol van jou amptfunksie of posisie op te tree nie, om nie misleidend of bedrieglik tot nadeel van die organisasie, sy werknemers of krediteure of terwyl belanghebbendes op te tree nie, om toe te sien dat finansies en bates van die organisasie word beskerm en dat groot risiko's binne vermoë aangespreek word, om belangrike probleme en bedreigings behoorlik te verklaar en toe te sien dat daar behoorlik aan wette voldoen en uiteindelik die nodige verslag gedoen word. Hoe is dit vir 'n job? Kan ek nou sê I do? Ek doen. Maar dit is die I do van om byvoorbeeld 'n direkteur of 'n trustee te wees of enige mandaat te aanvaar. Maar ek dink as jy daai alles opsom, dan is dit maar Hennies se eerste reël. Moenie 'n poepel wees. Moenie 'n poepel wees. Maar daai is vir my mooi. Ek weet nie, dit is vir my so treffend. Maar wat vir my interessant is, wat ek nou eintlik jy nou sê I do,
Eintlik moet dit wees as vir enige wat dit op 'n direkteursvlak, as jy op 'n direkteur op 'n maatskappy moet jy al deur so uitgaan en sê, maar verstaan jy wat dit eintlik beteken? Ek wil sê jy lees sommer hierso. Hier is jou vows. Dis jou vows. Jy moet dit lees en jy moet dit kan terug en sê, weet, I do, ek verstaan. Ja, nie net ek het geteken nie. Ek scroll af en accept the terms and conditions nie. Ja. Ek het dit deurgelees en ek stem saam. Ek hou baie daarvan. Ja, dis treffend. Dit is so. Wat is 'n fiduciêre verpligting? Dit is fidu kom van soos die woord trou, vertroue, getrou, ontrou, bona fide, mala fide, dit is daai kwessie van trou. Dit is 'n morele of 'n etiese verpligting wat teenoor 'n organisasie is. Maar hoekom? Want organisasies is in die hande van mense. 'n Organisasie kan 'n aparte entiteit wees en het sy eie regte en verpligtinge, sy eie boedel, kan skuld en bates hê, maar kan nie self optree nie. Dis altyd in die hande van mense en die fiduciêre verpligting is daai onsigbare band tussen die ethos van ons samelewing wat sê hierso is die dik strepe aan die kant van die pad waar tussen ons moet ry. En laat ons weet wanneer gaan jy uit jou baan uit en wanneer is jy in die verkeerde baan. En so dit is baie belangrik om presies te verstaan eintlik wat dit beteken en dan ook, jy weet, mense sê baie kere hoe is 'n direkteur van 'n maatskappy of 'n trustee of so. Maar wat beteken dit? Dit gaan eintlik oor om hierdie te verstaan en dan kom jy by, ja, daar's besluitnemingsbevoegdheid, daar's gesag wat daarmee saamkom, jy die vermoë om die entiteit eintlik te kan bind, jy kan verpligtinge aangaan en aanspreeklikhede opdoen, so dit is 'n mooi ding wat daar is, want dit laat toe dat mense verby net hulle self kan gaan. Nou kan jy 'n aparte persoon stig en jy kan binne dit 'n struktuur opstel. Dit is hoekom mense wat biljoenêrs is, nie employees van hulle eie companies is nie. Hulle is dalk op die board of hulle is non-executives. Maar hulle kom een keer elke 3 maande na 'n meeting toe. Daar's 'n behoorlike struktuur van hoe almal verslag doen. Hoor dit, gee insette, volgende keer kom terug. Fine-tune die ding, daar's groot besluite wat geneem word op my tafel. En elkeen het daai plig om dit toe te sien. Maar al hoe jy kan vertrou is, as daar 'n struktuur van vertroue is, en om te weet wie doen wat, en dis duidelik wie doen wat, jy weet, dit is soos om in die army range te hê, en hierdie een sê vir daai wat om te doen, en daai een sê nie vir daai wat om te doen nie, en om dit dan eintlik duidelik te hê, en baie keer in besigheid, dis 'n onsigbare wêreld waarin mens eintlik lewe, en om daai goeders dan 'n bietjie, so om, hierdie sê nog nie eintlik wat jy doen nie, hierdie is net die 10 gebooie as te ware van waar binne, wat is die algemene reëls van die spel, en dan eers kry jy dit wat jy nog actually gaan doen as die direkteur. Eintlik wat meestal gebeur is, dit voel vir my, mens sien dit eintlik meer net in die WRS met die finansiële gedeelte, so dis waar dit meer prominent is, maar dit is nie net daar nie. Weet, ek dink dit word nou, ek nie eens geweet van, veronderstel om net daar te wees. Ja, ek dink is net in finansies is dit so maklik om daar die pad te verloor, as gevolg van greed en so aan, dat het daar soveel meer aanslag en toegepas moet word. Maar eintlik is dit, weet, soos die weefstof, dis deur elke besigheid van toepassing, en is deel van jou DNA, maar wat vir my net so interessant is dat ek nie geweet het van daai nie, weet ek, dis om ek sê, dis my verfrissend om te sê, hierdie staan actually in die Companies Act, weet, as jy, meneer, jy wat die besigheid het jy ooit hierdie gesien? Ek het nie. Weet nie of jy het gesien in die job? Nee, ek het, dis hoekom ek sê, dis vir my, ek wil sê, die gemiddelde, hoe sê julle regsouens, the reasonable man. In my kop is die reasonable man tree so op. Maar dit is nou as jy, ek wil sê, 'n bietjie van 'n gesonde verwysingsraamwerk het, nee. So daai goeters maak alles sin, ek stem saam daarmee, maar soos jy sê, nog nooit sit so, wel, ek wil sê, dit is amper nie negotiable nie. Ja, maar ek wil amper al sê in ons samelewing vandag met die weefstof, daai moet, soos die 10 gebooie wat jy aan ge-expose word deel, dit moet amper al deel van besigheidstruktuur wees, dit word van die hele tyd so geïndoktrineer, dat jy, ek dink as dit daar is, sal dit jy laat 2 keer dink, vir die ou wat wil sê, wel ek het nie geweet nie, sê maar,
ons het vir jou hierdie 10 keer al gesê, dis die maaltafel, hoe kan jy nie geweet het nie? Maar ek dink vandag is ook so 'n bietjie so, wel, dit maak sin om breinkoevertjies in te vul. Ja, of hoe weet jy nie wat 'n poepel is nie? ek sê dit nou tong in die kiese nie. Ons weet almal wat 'n bloody poepel is, maar somehow is dit die ou wat nie weet nie, is die een. Opgesom. Maar ek dink, ek is baie bly en is 'n baie positiewe ding dat dit so maklik is om 'n maatskappy of 'n PTY oop te maak en die direkteur daarvan te wees. En dis 'n goeie ding vir ons ekonomie dat dit so maklik is, maar dalk moet daar so ekstra stappe wees wat net sê jy moet net hierdie online eksamentjie deurkom. Wel, soos 'n drywerslisensie, jy weet, K53, miskien moet ons 'n monkey puzzle. 'n B53 doen, weet, besigheids 53. Ja, dat jy net hierdie goed van weet, at least. Ja, dit baie daarvan. Want hierdie waarvan ons praat, het 'n upside en 'n downside. Dit kan goed gaan of dit kan sleg gaan. Want dit gaan juist daaroor dat die mag ten opsigte van iets in iemand anders se hande geplaas word. En nou is die vraag, okay, waaroor stem ons saam? Wat moet so 'n persoon doen en nie doen nie? Nou dit is waaroor hierdie gaan. Nou, so jy direkteure van of trustees is bevoeg, hopelik, né? Bevoeg, proaktief, eerlik, hardwerkend of nie. Dis soos als jy kan die goeie goed doen en dit word nie altyd raak gesien nie, maar as dit sleg gaan, is dit moer so opwees. En dit is baie kere waar die goed wat uitstaan, die skandale, die korporatiewe, wel, dis nie net besigheid nie, dis dieselfde in politiek. Daai storie van Britney Spears se pa is ook, hy het 'n mandaat gekry, dit ek gaan nou nie in die detail gaan nou maak of ek weet nie, maar of ek 'n Britney fan is, nee, ek gaan myself nie pas nie, so, maar Beat me. The lot. It maybe. Oops, you did it again. Dit maar net daar gegaan, dat die pa het oor sy eie dogter power of attorney gekry, wat basically al haar volwasse besluitnemingsbevoegdheid in sy hande gesit het, en dit in 'n oppressive en prejudicial manier uitgevoer het. Ja, post 21. Ja, dit is hoe oud dis eintlik die tragedie. Ja, post 21, ja. En so daai is ook 'n fiduciary duty, is maar net 'n mandaat. So ook korrupsie, jy weet, dit is die antithesis, wat sê antithesis in Afrikaans, wat ook al die teenoorgestelde van, maar meer as die essensiële teenoorgestelde van die fiduciary duty is eintlik korrupsie, want dit is selfverryking. Dis waar dit gaan, dit moet eintlik oor die organisasie gaan en om daai rol wat mens speel ten opsigte van iemand anders of die organisasie te onderskei van jou eie belange. En korrupsie is juist dit. Is die heeltyd die vraag, wat kry ek? Hoe word ek hierdeur bevoordeel? En daai is afstootlik. Dit is wat maak dat dit, jy weet, ek dink aan wat is dit? Misbruik, diefstal, selfverryking, verskansing, onderduimsheid. Daai tipe goed. En gelukkig nou, hierdie selfe boekie van reëls waar hierdie vandaan kom, is duidelik oor, okay, goed, daar's ergens 'n donker lyn wat getrek word van om oor te trap. En degrees, jy weet, grade, extents van om met dit te wees of oor dit te wees, tot op die punt waar iemand wat as 'n direkteur aangestel word met die volle verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, daar's wel gewoonlik 'n bietjie van 'n oorweging, wat sê daar's die objektiewe reëls, maar daar's ook 'n subjektiewe reël. Wat verwag mens van iemand van daai persoon se vlak van opleiding en kundigheid en so aan ten opsigte van die spesifieke kwessie, voor jy net kan sê dis okay, nie okay, dis nie net 'n objektiewe ding nie, want obviously mense is baie uiteenlopend, maar tog, jy weet, op 'n sekere punt raak dit so dat mense kan delinquent verklaar word as direkteur of 'n misdadige prokureur. Ag, wat sê ek prokureur? Van die rol. Ja, misdadige prokureur, selfe ding. Dit is die prokureur wat die ding sal gaan na die hof toe moet vat en dan moet sê, goed, want dit kan natuurlik met 'n prokureur ook gebeur en so. Goed. So dan, wat dan gebeur as wanneer iemand dan so 'n verklaring oor hulle kry, is dat hulle nie net verwyder word as 'n direkteur nie, maar eintlik, ek weet nie wat 'n ander woord nie, maar ek noem dit maar kommersiële kastrasie. Van
Want dit is omtrent wat gebeur. Hulle maak seker dat 'n persoon nooit weer in die algemene kommersiële handel mag daai tipe verantwoordelikhede vat. Dit is 'n baie erge graad, maar dit gebeur nie sommer net nie, maar dit is hoe belangrik dit is om tog te weet wat behels hierdie goed, en dat jy uiteindelik dan gediskwalifiseer kan word. Maar ja, so ek sê, 'n prokureur moet help om dit na die hof toe te vat, en die hof moet 'n bevel uitgee, maar dit weet partykeer is mense stak in 'n situasie waar is baie keer dit gebeur, want so is partners, maar hierdie ou wil nie die finansiële state goedkeur nie, wil nie die bankstate vir my wys nie, wil nie dit nie, weet, of het hierdie klomp besigheid ergens anders heen gechannel, dit was ons hoofbesigheid, of sulke goeders, en dan is daar darm bietjie weens hierdie raamwerk, is daar dan ook dan beskermingsmeganismes, en dis ook met in die wet voorgeskryf word, dat dit actually krag het, ja. So ja, so dis die dark side, maar ek dink die mooi kant van dit is nie vasgevang in die reëls, en jy het eintlik baie mooi daarin geraak, dat dit gaan oor die gees van die reëls. So Bruce Lee het gesê, if I point to the moon, don't look at my finger, look at the moon. En so dit gaan hierso oor lojaliteit en toewyding tot iets anders as net myself. En om dit in te sien, ek dink so, omdat ons het 'n SME fokus, en ek dink dit is weet, in 'n korporatiewe omgewing is dit super duidelik, die company, die employee, en jy werk vir die company is 'n ander ding, maar met SMEs is dit 'n baie tipiese ding, dis amper die default posisie, is dat die enigste rede, so jy sê, is maklik om 'n company te gaan registreer, maar dit is net so maklik om, as jy al alleen in beheer daarvan is, nie by enige reëls te stiek nie, want who cares, maar sodra dit nou 'n partytjie en 'n board en 'n die en 'n daai word, met bietjie 1 of 2 of 3 layers aan dit, dan raak dit uiteindelik baie belangrik om dan die organisasie of iets groter, jy weet, as myself te ag, en byvoorbeeld te ware diensbaar dan te wees teenoor die organisasie, so ja, dis fiduciêre verpligtinge, fiduciary duties, en ja, ek hoop is leersaam. So, Dit was definitief. Baie interessant, en ek wil op net op 'n seker nie 'n positiewe noot nie, maar ek net weer gisterand die Afrikaner in sy verrigtinge. En daardeur beteken dit, jy nou praat van daai board, weet, verantwoordelikheid teenoor mense, dit beteken nie death by meeting nie. Dat dit donderse okasie raak nie, en ek dink dis die ander ding, maar dis wat ek dink baie Afrikaners, hy dit hoor, en dink ek, aarde, ons gaan nou vir 2 dae hierso sit, dit is nie so, glad nie dit nie, so. Dis deel van die weefstof, dit moet in die DNA, dit gebeur as deel van die operasionele manier hoe jy besigheid doen. Net soos ons na die finans, soos jy teregtelik sê, net soos ons na die numbers kyk, so check ons in op ons rules of engagement. Dis nie 'n once a year activity, yes. En nou is dit dis deel van dis ingeweef. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in, sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.